Nou, ek het vanoggend begin met die woord en ek gaan vanaand verder en ek weet jy is nuuskierig om te hoor, maar ek wil terwille van u wat nie hier was nie, ek sien 'n paar gesigte, wil ek maar van vooraf begin met die geskrifte. Ek kan die Bybel oopmaak in 2 Samuel en vanaf die 5de hoofstuk vers 1 en as die Here vir ons kan help vanaand, dan gaan ons deur die prediking kom. Sê amen. Amen. My geliefdes, koning Dawid, seker een van die mees geliefde persone in die woord van die Here. En weet jy, selfs as kind, as jy vir kindertjies vra, is daar 'n paar wat uitstaan. En koning Dawid is seker een van die wat die meeste uitstaan vanweë sy geveg met help my gou reg even. Met Goliat. En omdat hy hierdie groot geveg gehad het, met Goliat as 'n seentjie, sê die woord van die Here, rooi en mooierig, was hy hier tussen die ouderdom van 14 en 16 jaar oud, toe dit plaasgevind het. Een van die ander wat altyd uitgestaan het, en jy kan daarmee vereenselwig, was Samson. Almal was reeds geroep vir God om iets te doen met 'n verlossingswerk vir Israel en om die volk los te kry. Maar ek het nou nie volgende daar begin nie, ek het begin met die skrif. Ons gaan praat in 2 Samuel 5, hy sê, toe kom al die stamme van Israel na Dawid in Hebron en hulle spreek en sê, hier is ons. U been en u vlees is ons. Gister, sowel as eergister, toe Saul koning oor ons was, het u Israel uit en ingelei. En die Here het aan u gesê, jy moet my volk Israel oppas. En jy moet 'n vors wees oor Israel. So dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom, en koning Dawid het met hulle 'n verbond in Hebron gesluit, voor die aangesig van die Here, en hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf. 30 jaar was Dawid oud toe hy koning geword het, en 40 jaar het hy regeer. In Hebron het hy oor Juda 7 jaar en 6 maande geregeer, en in Jerusalem het hy 33 jaar oor die hele Israel en Judea geregeer. Toe die koning met sy manne na Jerusalem wegtrek teen die Jebusiete en bewoners van die land, het hulle met Dawid gespreek en gesê, jy sal hier nie inkom nie, maar die blindes en lammes sal jou verdrywe. Dit wil sê, Dawid sal hier nie inkom, maar Dawid het die bergvesting Sion ingeneem. Dit is die stad van Dawid. Vader, baie dankie dat ons vanaand weer op hierdie gemerkte plek saam met u in die teenwoordigheid van die volk kan wees. Here, u weet wat u bedoel wanneer u sê wat u sê. Vanaand wil ons harte ontvanklik en ons gedagtes afsluit van die wêreld. Here, elke gees wat nie van u af is, die wil ons roep tot stilte. En Here, dat u sal beheer vat oor hierdie diens geestelik, sowel as in die tydelike. Here, help ons om te fokus op u woord. Dankie, Here, vir die bietjie koelte, die lafenis vir die siel wat ons vanaand kan inneem. En Here, dat ons weet, ons moet hier wees, want u het 'n afspraak met ons. Dankie, Vader, dat u altyd getrou is en op tyd is, en dat ons nooit eer leë hande sal terugkeer van u af nie. Dankie, Here, dat u ons seën in Jesus soet en heilige wonderlike naam, en die volk sê, amen. Jy moet nou nog nie in die slaap raak nie. Dis nog 'n bietjie vroeg. Maar geliefdes, iets wat vir my uitstaan in hierdie hele gedeelte. Die Bybel praat van 2 gedeeltes. Hy praat van
Nommer 1 sal u sien, Judea is 'n een gedeelte, en die ander gedeelte noem hy, ekskuus dat ek net my beerings bymekaar kry, Jerusalem, en die ander gedeelte sluit hy in as Judea. En geliefdes, toe daar 'n skeuring kom tussen die volk, en die volk predominant in die noorde en in die suide gaan woon. Die noorde en die suide was dan opgedeel in hierdie twee faksies. Nou onder het die Jode was almal eintlik maar familie. Hulle was eintlik maar van dieselfde 12 stamme, wat hulle van oorspronklik al was, maar nou is hulle verdeel in twee groepe. En eintlik het hulle dan vereis dat daar 2 konings moes wees oor hulle almal. 'n noordelike koning en 'n suidelike koning. Maar God het ander planne. Want hy soek nie 2 konings in jou lewe nie. Hy soek 1 koning in jou lewe. En daai koning se naam is Jesus. Ons het al dieselfde woord hierso. Nou geliefdes, ek het vanmôre vir u hierdie gedeelte gebring en gesê dat ons moet besef dat name het 'n geweldige groot en sterk betekenis in die Bybel. En dan gaan ek weer vir u noem. Hy sê die belangrike gebruik van die woord Sion kom in die teologiese betekenis voor. Sion was figuurlik as volk van God gebruik. So met ander woorde, Sion beteken volk van God. Dis die teologiese verduideliking. Dit kan jy in Jesaja 60 vers 14 gaan opsoek. Ek gaan vir die skrif gee daarvoor. Jesaja 60 vers 14. Die geestelike betekenis van Sion word in die Nuwe Testament voorgesit, waar dit die Christelike betekenis kry van God se geestelike koninkryk. Die hemelse Jerusalem, Hebreërs 12 vers 22 en Openbaring 14 vers 1. Ek gaan dit weer sê, Hebreërs 12 vers 22 en Openbaring 14 vers 1. So met ander woorde, hier is nou 2 gedeeltes, 'n geestelike aspek en 'n teologiese aspek. Die teologiese aspek ons vanmôre gesê, hy sê dat dit die gebruik is, die figuurlike gebruik, Sion, is die volk van God. Maar dan die tweede aspek daarvan is die geestelike koninkryk van God. Nou 'n koninkryk is iets waar iemand in woon. 'n volk is die volk wat daarin woon. Nou as ons hier in Sion gemeente die volk van God is, en sy koninkryk is onder ons, dan beteken dit God woon in ons. Koning Dawid het homself teruggetrek na 'n plek toe met die naam Hebron. Hebron beteken versterkte stad. Nou hierdie versterkte stad Hebron is duidelik 'n plek waar Dawid homself gaan vestig het, want van daar af kon hy opereer. Hy het volke gehad wat vir baie jare verdeeld was met hom. Nadat koning Saul al klaar heen gegaan het, was daar 'n klomp komplotte van halfte van die volk teen hom om nie te luister wat hy sê nie. So halfte van die volk was verdeeld en die ander halfte, of 'n part van die volk was by hom gewees, en 'n ander klomp was verstrooid. Niemand het geweet wat kom en wat verwag hulle nie. Maar tog het die Here hulle nog steeds deur sekere middele die duidelikheid gegee dat koning Dawid nie net daar was om te speel nie. Koning Dawid was daar vir 'n rede. Hy was daar aangestel om 'n Nasareëner, 'n koning en die uitweg vir hierdie volk van God en God se geestelike koninkryk te wees. Amen. Koning Dawid is die tweede koning in die hele koninklike aanstellingsraamwerk waarvan Saul die eerste koning was. Die Bybel sê dat die mense Saul verkies het omdat hy skouer en koplengte bo oor hulle uitgestaan het. So met ander woorde, die mense het 'n keuse afgevaardig dat dit is wie hulle wou gehad het as koning. Hierdie was 'n mooi man. Saul was nie iemand wat onaantreklik was. En ek kan ook nêrens vind dat die Bybel sê koning Dawid was onaantreklik. Hy sê hy was rooi en mooierig geweest. Hy het so 'n bietjie anders gelyk as hierdie donker koning met die pikswart hare. Maar tog was daar iets wat uitstaande was in koning Dawid. Koning Saul het met mooi dinge begin. Hy was onder die profete seuns gewees.
Hy het onder hulle leerskool het hy tot groot wording gekom. En hy het geweet wat dit is om te profeteer. En hy het geweet wat om te sê, wanneer om het te sê, was geskoelde mens. Weet jy wat gebeur? Koning Dawid, mannetjie agter die skape, hy leer die harde gedeelte van die lewe. Hy leer, lustig mooi, om die skape teen al die goed en die elemente van die veld te kan beskerm. Hy kom agter dat wanneer hy alleen is in die veld, dat hy en God is, wat die skape oppas. Sy leerskoling begin anderste as onder die profete seuns. Daar is definitief een of ander direkte aanraking by koning Dawid. Maar vir een of ander rede is daar aangeleerde saak. Hy sou smaklik om 'n ding wat jy aanleer te beoefen en aan te gaan daarmee. Dit lyk van die staanspoor af mooi. Dit pas baie keer mooi in, maar vir een of ander rede val dit iewers te plat. Dit verloor krag. Die geestelike krag in die koninkryk van God raak iewers te verdwaal. Wat ek wil sê vanaand is, koning Dawid agter die skape, herdersientjie, as die leeu's kom, het hy die vorige keer gehoor, dan gryp hy die ou leeu in die baard en hy verslaan hom. As die beerinne kom beere, dan doen hy dieselfde, hy staan nie terug om dit wat God aan hom toevertrou te beskerm nie. Hy beskerm alles wat hy het met sy volle lewensvaardigheid. Dink aan 'n 16-jarige seentjie in die veld, seun in die veld, en 'n groot Afrika leeu storm op hom af. Ek dink daar sal plek moeilikheid agter hom op die grond gelos word. Jy sal duidelik sien dat hierdie was nie 'n maklike geveg nie. Die leeu het gewen. Maar koning Dawid staan vas in die vertroue van die Here. Wat het hy saam met hom gedra? Wat hoor ons? Het hy saam met hom gedra? Boonbehalwe die slingervel 'n herderstassie. In die herderstassie het hy altyd maar seker ietsie gehad, 'n stukkie brood en 'n slukkie water en 'n paar klippies en 'n slingervel. Maar saam met hom loop hy met 'n baie interessante instrument. Hy loop met 'n herdersstok. Hy weet hoe om die skape te gaan hak. Ek het so 'n voorbeeld van 'n herdersstok, ek sal dit eendag saambring, wat ek een aand gemaak het en tentoonstelling gegee het, maar ek sal hom eendag saambring as ek weer daaroor die herderstaf praat. 'n Herderstaf was baie belangrik in koning Dawid se hand, want hy het geweet hoe om hom te gebruik. Hy het geweet om jou stoutskaap nader te trek. En hy het geweet hoe om die agterkant die lengte te gebruik, om hier en daar iemand aan te jaag. Want as 'n skaap gaan staan, dan moet jy hom baie keer 'n bietjie piets voordat hy loop. Ek weet nie of jy dit al gesien het, nie wat skaap ken nie. 'n Skaap kan vassteek word. En baie keer is dit net hy toch geslaag, wat sy ore vir hom maak. Maar koning Dawid, boonbehalwe vir die implemente wat hy gehad het, het God geweet dat hierdie jong seun anders dan mekaar gesit is as koning Saul. Koning Dawid raak later een van hulle wat, of die enigste ene, wat die geestelike aspek van die huis van God terugbring na die huis, die koninklike huis. Hy het geweet wie die volk is. Hy het geweet wie die Sion gemeente is, God se kinders. Hy het geweet dat hierdie Israeliete, al is hulle weermagte wat die laagtesvolk kon hê, behoort aan God. Want Israel is God se uitverkore volk. Maar hy het iets dieper geweet. Hy het geweet dat hierdie volk niks beteken sonder die koninkryk van God. En hy het die koninkryk van God teruggebring. Ons het 'n paar plekke gelees, nou so week of wat terug, het ek gepraat van die ark van God wat hy gaan haal het in Obed-Edom en teruggebring het en gedans het voor die ark van die Here.
Soveel so dat sy klere van sy liggaam afgeval het, en sy vrou deur die venster gestaan het en hom daaroor gekritiseer het. Koning Dawid het geweet wat dit is om God te loof en prys. Hy het geweet wat dit is dat die volk wat in sonde vasgevang is, nou nodig het om los te kom van hulle sonde, want as hy die ark van God, die verbondsark wat daardie tyd die gebruik gehad het, as die pasga daar was die versoendeksel die nodigste plek vir die volk om ontslae te kon raak van dit wat hulle tuister, dit wat hulle pla en dit wat hulle onderkry. Hy het die geestelike kant ingebring terug onder die volk. Hy is weer hier by Sion. En Sion staan hy by hierdie plek met die naam ook Hebron, want hierdie versterkte stad, hierdie volk van God, hierdie heilige koninkryk van God, is nou besig om saamgevoeg te raak. Maar daar is nog 'n probleem wat voor hulle lê. Die Filistyne dryf moord en hulle gaan hulle kom aanval. Is dit nie maar altyd een of ander geestelike oorlogsvoering wat iewers te pas om te sê, dink jy's voor. En jy dink jy dit nou net gemaak, dan loods die vyand alweer dit. Is dit nie so nie, wie dit al ervaar? Ek ervaar dit. Ek ervaar dit wanneer ek oor lekker lospreek gepleeg het, en jy voel, prys die Here, jy is in 'n oorwinningskreet vanmôre. Dan loop jy weg hierdie week, dan kom jy ouer, dan kom die vraag, dan kom die probleme. En weet jy, dit kom nie altyd uit dieselfde plekke uit nie. Dit val uit ander oorde uit. Maar weet jy, ons het almal 'n gemeenskaplike vyand. Sy naam is jou Satan. En weet jy, hy is uit soos 'n brullende leeu om te verskeer die wat swak is. En ons het die koning nodig om ons te help, om weg te kom van hierdie ou brullende leeu. Laasweek het ek gehoor wat sê ek oor die muis op die vark se rug, die lykspreker. Ons gaan verder. 7de vers is vir my baie belangrik vanaand. Hy sê, maar Dawid het die bergvesting Sion ingeneem. Dit is die stad van Dawid. Geliefdes, wanneer jy kom tot op die plek waar die aanvalle vir jou te veel raak. Wanneer jy kom tot op die plek waar jy weet jy het genoegsaam. Wanneer jy weet, nou gaan dit nie oor links of regs of vorentoe of agtertoe nie. Dan kry jy vir jou 'n bergvesting. En jy gaan sit vir jouself neer. Weet jy dat Moses, ek weet, hier is 'n geuite gespraak wat broer Angus Bakkom op 'n stadium gebring het, sê Moses was a mountain man in Sinai. Moses was een wat geweet het wat dit was om op die berg in die aangesig van God te gaan verkeer. Moenie vir koning Dawid minag daarop nie. Hy het geweet, hy het 'n plek nodig om vir homself versterking te kan kry. Hy het geweet wat die vleeslike aspekte was, en hy het geweet wat die geestelike waardes was. Hy neem hier die bergvesting Sion in, om as koning te begin te funksioneer. Nou weet jy wat, geliefdes, ons weet ons is nie die koning oor ons eie lewe nie. Jesus is die koning oor ons lewe. Maar tog is ons verantwoordelik vir ons eie lewe. En ons moet dan eendag verantwoording doen vir dit wat ons gesê het en dit wat ons gedoen het. Maar kan ek nie stop vanaand? Die Bybel sê elke eile woord wat die mens gebruik het, sal hy voor verantwoording neem. En ek wil sê vir elke woord wat jy nie gespreek het, sal jy ook verantwoording neem. As die Here vir jou gesê het, sê so, en jy sê dit nie, gaan hy dit van jou afeis. En weet jy, dit is die ding wat mense partykeer laat sidder. Luister ek na die Here. Is dit nie meer die profete wat moet hoor nie, hier vanaand net. Die Here praat met ons elkeen. Hy praat met ons op verskillende maniere. Hy praat met ons op verskillende omstandighede. Hy berei ons voor sodat ons elkeen individueel sy stem moet kan hoor. Nou, hoe praat die Here met jou, broer? Jy het nog nooit die stille stem van die Heilige Gees in jou binneste gehoor. Die sagste, teerbaarste gedeelte van God wat vir jou sê, wag, draai,
Ons ry eendag. Ek en my vrou, ons is in die gebedshuis en dit is moeilik, want ons is nuwe jong pastoorspaar in Nylstroom. Ons moet gebedshuis doen vir 6 maande lang. Sissie is 'n maand oud. Ewen is 'n klein chokkertjie, hardloop die hele wêreld vol. Nou ry ons Vrydagmiddag van die gebedshuis af. Saterdagmiddag is ons by die huis te voorberei, die Sondag bedien ek 2 dienste. Sondag aand ry ek van Nylstroom op Johannesburg toe. Dan gaan los ek my kinders by my ma om vir die week op te pas vir 6 maande. Dan gaan los ek my kinders by my ma. Dis hard vir Elmarie, want haar dogtertjie is 'n pap babietjie en dis boufase. En ons ry laat die aand uit Nylstroom, dit is ons dienshou daar, partykeer in die aand 10:30, 11 kom ons uit 'n diens uit. Ons kerk gaan. 7 uur in die aand begin met 'n diens. En as die gees van die Here deurwerk, ek wil sê, dan moet niks jou stop om sy naam groot te maak. Dan moet jy die klok wegskuif. Dan moet jy sê, ek sien hier die teenwoordigheid van die Allerhoogste God. En niks anderste maak saak. Jy ken nie dit so. Ja, dit is moeilik in vandag se tyd. Alles is op tyd gebonde en tyd is geld. Ek weet dit is hoe dit is. Maar luister, o kind van die Here, ons ry daai aand. Dit is bykans 300 kilos van Nylstroom op Johannesburg toe, waar my ma woon. En ons ry so toe, dan is dit alweer 'n verdere 70-80 kilos terug op by die gebedshuis in Helderberg, om my domknoop. Ons ry na sakke reën by uit soveel so dat ek nie ver voor myself kan sien, dit is donker. Ek het my 2 kleintjies in die kar. Ons ry op daardie stadium, Suster Elmarie se kar, was die ligstof, brandstof. En was die maklikste om te beweeg mee. Vol ons fondamente en goedjies wat ons nodig het vir die week by die gebedshuise. Ons het lekker dienste gehou. En ons ry, ons kom daar aan die kant Johannesburg in Hendrik Potgieterlaan af, redelike besige straat, in die aand nie soveel nie. Ons het reën geweldig. Ewen klein seentjie begin ewe skielik uitgeslaap, meeste van die weg as die kant se wiele rol en slaap kan ons maak. En ons ry na 'n gemerkte plek toe en toe ons so voor 'n groot geweldige winkelsentrum kom, begin die kind wakker word en so in sy half beslommernis van slaap begin hy te sing. Jesus steek my weg onder die bloed. Jesus steek my weg onder die bloed. En ek dink som aan. Ek sê van mooi Ewen, want jy wil nie jou kinders hierdie goede laat afleer nie. Jy wil hê dit moet deel wees van hulle lewe van die kleins minstens 2,5, 3 jaar oud op daardie stadium. En hy sing uit volle bors het en hoe meer ek hom anders, hoe meer begin hy te sing en vir een of ander rede draai ek in 'n baan in waar daar kan voor my staan. Maar baie rustig, ek so pad na 'n stopstraat toe. En die volgende moment kom daar 'n vrou met 'n BMW van agteraf. Geen aanwending van remme nie. En sy ry reguit deur op die selfoon kon ons sien. Ry sy reguit deur in die aankomende verkeer, sy maak 'n geweldige groot ongeluk. Ek besef ek, hoe praat die Here deur ons kinders met ons so bid. Klein seentjies, klein dogtertjies, moet hulle nie minag nie, God gebruik hulle. En weet jy wat, hy het 'n seentjie gaan haal met by name koning Dawid om vir ons iets te leer. En toe daai kind sing, laat die Here bly die bloed oor ons. En ek praat met my vrou en ons begin saam sing. Toe besef ons, luister, die Here beskerm nog steeds. Ons ore moet net oop wees om te hoor wanneer die koning van alle konings met ons praat. Sensa! Yes. Koning Dawid hoor by die Here. Terwyl hy hier by sy Sionstad is. Ek verstaan, dit was 'n pragtige plek. Met mooi tuine. En wandelpaadjies. En vind jy daar geloop en het homself tuis gevind, geliefdes, ons moet besef, as ons hier in die huis van die Here is, moet dit vir ons 'n veilige plek wees.
Niks moet aanval, ons moet mekaar nie aanval nie. Want die Here bring ons hier na die Sionshuis toe, hier na Hebron toe, om te kom spoed vang, om te kom hoor by hom, om te kom ontvang wat hy vir ons wil gee. Amen. Luister, want Dawid kry by die Here, die Filistyne is op pad. En ek het vir verder lees. Dawid het daardie dag vers 8 gesê, elkeen wat die Jebusiete verslaan, laat hom in die waterkanaal neerwerp. Die lammes sowel as die blindes, van wie Dawid se siele afbreek het. Daarom sê hulle, 'n blinde en 'n lamme mag nie in die huis kom nie. Dawid het in die bergvesting gegaan woon, die stad van Dawid genoem, en Dawid het rondom Vermilo af na die binnekant gebou. Dawid het gedurig deur groter geword, en die Here, die God van die leerskare, was met hom. Geliefdes, as jou lewe kan nêrens toe progresseer, as die Here nie daarvoor is nie. Jy kan nêrens groter word nie. Hy praat nie van Dawid het groot geword in homself nie. Baie keer word ons groot in onsself, en ons raak krities op alles wat die Here se werk is, en ons laat nie toe dat God die voorbeeld vir ons gee, en met ons praat nie. En dan wanneer dit gebeur, dan veroorsaak dit dat ons op soos 'n balloon begin te groei. En nie 'n balloon, iewers te pop uit. Ons kom tot daardie plek, waar dit buig of bars is. Waar jy moet kies, as jy vol warm lig, of as jy vol van die Here. Maar koning Dawid se groei, was 'n groei in die Here. Hy het nie neergevat vir 'n antwoord nie. Die kritiek wat hulle na hom toe gebring het, het hy teen hulle gewerk. Hulle vir hom sê, die blindes en die lamme sal jou hier uitjaag. Het hulle vir hom gesê, jy swak. Dawid het gesê, swak se wat? Ek swak. Ken julle my? Hy het nie nodig gehad om homself te gaan verdedig en bring vir my so 'n paar nuus dat ek julle wys wie ek is nie. Dit was vanselfsprekend wie koning Dawid was. Hy het voor die volk se oë, voor die slagordes van God met 'n slingervel 'n reus op die grond laat beland. Hy het nie nodig gehad om iets te bewys. Jy weet die mense sê ons. Hulle sê, kan ons klaar kry met wat mense sê? Kan ons klaar kry met wat hulle sê en wat hulle opinie is? Maar ek gaan 'n baie lelike ding sê. Jy dink dit en dis hoekom ek dit gaan sê. Hulle vreet skille. Dis wat ek het gesê, jy het gedink. Die Here is getrou met sy onderskeiding, hoor. Moenie dink hierdie pastoor het nie onderskeiding nie. Weil ek dit is nie bang kan loop om my onderskeidingsgees te werk. Ek weet wat dit is. Ek is geoefen. En daar in die stad van Hebron, en die Here my op in die hande gekry. Byna net gelyk soos 'n feit aan polisiestasie se selle. Luister vir my boy. Koning Dawid groei teen die kritiek van mense. Hier sit mense wat seer gekry het met kritiek. Hier sit mense wat seer kry met kritiek. Dit is tyd om so 'n bietjie jouself te staal, my broer, my suster. Teen mense en hulle kritiek. Mense is mense, hulle het kritiek vir alles. Mense weet, as ek hierdie dorpsgroep van Sekunda so kyk, ek kan slaap nou die aand agter die aand, die oggend tot opstaan vir 244 boodskappe. En elkeen sê iets en elkeen lewer kritiek, en die een kritiek vier die ander kritiek aan, en ek kom agter, oeps, Sion se klaagliedere. Dis te veel. Geliefdes, as ons klaagliedere hoor raak, as ons lofofferinge. Iemand sê eendag vir my, hoor hierso, as jou uitveer klaar raak voor die pen, of die potlood, dan oordoen jy dit. As jou uitveer klaar raak voor die potlood, dan oordoen jy dit. En mense doen dit. Uitveer is lang te
vlakte. En die potlood het nog rood. Hoeveel foute gaan jy dan maak? As jy nie kan staat maak op jou uitvoer om jou te red nie. Koning Dawid tref vir hom 'n bergfees. Het jy vanmôre 'n bergfees in jou lewe? Het jy 'n plek waar jy kan keer, daar waar jy net in eenvoud voor die Here, jy en die Here kan wees. Daar waar hy vir jou kan versterk, teen die opinies van die lammes en die blindes, teen die opinies van hulle wat goed sê oor jou. Maar weet jy, woorde dra baie keer krag, dis hoekom ons met baie gevaarlike woorde kan rondgaan, en mense se lewens verpreek. Ag, weet jy daai, ag, ken jy hom? Weet jy dat dit met Jesus probeer wat? Dit is nie Josef en Maria se seun dan. Ken hom man, wie is hy? Weet jy, gaan dit met ons ook doen? Jesus het gesê, hulle het hom gekruisig, hoeveel te meer gaan hulle met ons probeer? Nou raak die kruisiging net Facebook en WhatsApp, terug, weet jy, daar's kinders wat hulle lewens neem oor hierdie goed. Omdat mense se kritiek te groot raak vir hulle, in plaas van om te keer na bergfees in Sion, daar waar jy God kan ontmoet. Die Here wil vir jou, sê jy nie 'n bergfees in Sion het nie, broer Hebron, wag vir jou. Hy wag vir jou, om vir jou 'n plek te kry en jou te staal, teen wat hulle sê. Weet jy, kinders, kry ek hier roer my nie, die boere was al die jare so. Ek gaan nie inlaat op 'n geheim in my eie lewe. En dis my geheim. Ek lees nie die Koran nie. Daar's 'n stilte. Ek lees nie die huisgenoot nie. Hollywood en sy gemors staan my nie aan nie. Hulle lewe 'n klomp plastiek lewens. Hoekom wil ek lyk soos hulle? Hulle kan nie jong lyk sonder inspuitings nie. Botox. Prys die Here. Elke plooi het ek verdien hoor. Dis battle scars kom. En hierdie battle scars draak vir die Here hoor. Daar's 'n paar ander letsels wat niemand kan sien nie wat diep gesny het. En dit was daai wat met die tong verrig as Dawid kende. Maar weet jy, ek hou nie daaraan vas nie. Ek dra dit met trots. Want vir een of ander rede, toe sê die Here eendag vir my, kry vir jou. Bergfees soos koning Dawid. Staan jouself. Want die tonge sal altyd daar wees. Klap so swepe. Maar dit wat hulle sê, dit sal hulle maai. En toe ek besef ek het 'n bergfees. Dis nie 'n hoë berg nie hoor. 'n baie lae berg. By die voete van Jesus. Die koning van die heiligste stad. Wat my mense oog nog nie kon sien nie. En geen lewende mense ingaan nie. Dis die koning van die hoogste. Amen. Ek hoor so hier en daar verstaan iemand wat ek op pad is na toe amper klaar. Beloof om nie die hele aand te hou nie. Ek sê soms tot 11 uur dit is gedoen. Dit spot so man. Psalm 37. Sal jy gou iets sien, ek hardloop deur die preek. Psalm 37 vers 4 tot 7. Hy sê verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. En hy sal dit uitvoer, en hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos die lig, en jou reg soos die middag. Dalet, swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig is in sy weg nie, op die man wat lustige planne uitvoer nie. Weet jy, die goddelose het baie keer 'n manier om te lyk of hulle voor is. As ons kyk na Suid-Afrika en al die ongereg wat aangaan, en die ouens met die groot blinkkarre. Dat ek die sê, ek het snaaks so goed gesien. Ek het baie snaaks so goed gesien om my nie. Kom maar op 'n plek in Alexandra, daar staan 'n shack.
Man, bouwvallige ding, maar daar so 'n groot satellietspot wil voorop hom. En langsom, onder 'n verwaarloosde sak, staan daar een van die blinkste, dierste Mercedes-Benz. Ek besef ek my broer, jy kan ry wat jy wil. Jy kan so satellietstote hê. Jy kan op jou TV kyk net wat jy wil, reg oor die wêreld. Dit maak jou nie beter as 'n eenvoudige ouetjie. Wat eintlik maar in 'n noodwendige manier bly. Nie een is hoor as jy aan nie. Van die grootste generaal in ons hele bediening, tot die kleinste soldaat, is almal in God se oë gelyk. Is almal het net 'n ander werk, van ons het net 'n ander plek hier, wat ons by kan kyk. Hy bergfeste die siel, waar ons eerder kommunikasie met God sal geniet, as mense se chinwags. Weet jy wat is 'n chinwag? As hy daar op bin so maak en dan kom geleide uit, en dit beteken vir niemand niks nie. Dis 'n chinwag. Do you guys know that what is a chinwag? When the jaw starts moving up and down and sounds come from the mouth, but it means nothing. That's a chinwag. Now you know something. You try to tell your English teacher, the Afrikaans pastor taught you that in church. Maar listen, o kind van die Here, koning Dawid kry by die voete van die Here bietjie meer krag. Hy kry vertroue. Hy kry 'n weg op sy pad. Hy kry 'n deernis. Hy kry so 'n bietjie iets wat ander nie verstaan nie. Wat hulle dink is arrogansie, maar nee, dis eintlik dapperheid by 'n kind van die Here om te kan opstaan wanneer ander gaan lê. Psalm 125, draai ek na een en ek wil nie vir iets lees. Prys die Here vir die gedeelte. Want toe koning Dawid dig hierdie gedeelte, 'n bedevaartslied. Hy sê, die wat op die Here vertrou is soos die berg Sion, wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Halleluja. Weet jy, nou sê die Here vir ons nog 'n vergelyking met hierdie volk van hom en die Heilige Gees gedrewe koninkryk van hom. Hy sê hierdie is 'n onwankelbare berg Sion. Wil jy nie vir iemand sê jy's onwankelbaar hier in Sion gemeente nie? Weet nie hierdie ene verwag van hom. Jy het nie in die kerk die naam gegee vir dit nie. Ek was nie met die besluit wie gaan dit Sion gemeente noem nie. Maar die Here het 'n bedoeling met Sion gemeente. En as jy net besef wat dit is. Halleluja. Om jou aan. Dan lyk nie anders as 'n walk in the park. Ek weet nie of jy verstaan wat ek sê nie. Dan lyk die anders as 'n walk in the park. Die Here wil aanhou. Spreuke 3 vers 3 tot 6. Ek is so lief vir hierdie gedeelte. Want hy bly vir ons sê, laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafels van jou hart. Die Here praat met Dawid in Sion. Daar op die bergfeste hoor, en hy bly hom onderrig gee oor wie hy wil hê Dawid moet wees en wat Dawid moet doen. Dis nie net 'n eensydige Here, hoor my aan nie. Dawid kon dit goed doen, die psalms is vol geskryf daarvan. Maar een ding wat Dawid kon doen, hy kon luister na wat God sê. En hy kon dit doen wat die Here vir hom sê. Ek kan later met die praat oor die profeet Nathan wat hom besoek het. En koning Dawid toe hy moes sê, hy skuldig toe sê, Here, ek is die man. Vind iemand iets vanaand in hierdie bediening? Ek is amper klaar, so 10 minute oor.
Vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig en jy ken hom in al jou weet, dan sal hy jou paaie omskop. Gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeling vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eersteling van jou inkomste. Gaan nie praat oor inkomstes nie en uitgawes nie. Die Here seën, want dit is syne. Dis nie myne nie. Syne. Wat sê die Bybel vir ons in Hebreërs 13 vers 8? Ek het dit al 'n paar keer, die gaan my baie oor dit sê. Dis iets wat moet tuis kom by 'n kind van die Here. God is gister, vandag, en tot in alle ewigheid dieselfde. As hy vir koning Dawid daar in Sion op die berghoogte kon ontmoet, dan kan hy vir jou en my broer en suster, vir u en my, kan hy ook ontmoet. Daar op die bergvesting wat gemerk is vir my en u. As jy nader na hom, sal hy nader na jou. As hy jou aanraak, sal hy dit aanraak. Amen. Prys die Here. Halleluja. En omdat God dieselfde is, is Jesus dieselfde. En omdat Jesus dieselfde is, het ons nog steeds dieselfde Heilige Gees. Wat in 'n prinslose kerk gefunksioneer het. Wat mense geskit het uit hulle sonde uit. Wat mense op die paaie van geregtigheid gelyk om daai paaie gelyk te maak. Dis net mense se opinies. Daai wat ons moet hoor oor daai kindwerk. Dat ons uit die pad uit moet kry. Dan weet jy wat jy sê en wat God sê, is twee verskillende dinge. Die Here wil sy kerk seën. Hy soek sy geestelike koninkryk om te regeer daaroor. Hierdie geestelike koninkryk. Hy soek sy volk wat daarin woon, sodat hy hulle kan leer en lei in al die waarheid. Ek is bykans klaar. Ek kan vir u verder gaan lees. In hierdie selfde 5de hoofstuk, maar ek kan dit vir die huis gaan doen. Hoe koning Dawid nie groot geword het in homself, toe hy die Filistyne magte gaan aandurf het nie. Hy het die hele Israel saam met hom gehad op die stadium. Hy kon roem daarin, maar hy het geweet dat God sy geëer deel met geen mens nie. Wat ook al hier gebeur, o kind van die Here, as die Here Sion Sekunda gemeente seën, en hy bars uit sy naadheid, is dit nie my eer nie. Dit kom God doen. As die Here u seën hier in die gemeente, dan is dit nie omdat die pastoor so gesê het nie, of omdat boetiekies is of sissietjies so vir my gebid het nie. Dis omdat God dit beskik het. En dit so moet wees. Hierdie naam is 'n naam ver. Bo die name. Sy naam is Jesus. Sy naam is leidsman, sy naam is raadsman, ewige God en vredevors. En hy wil jou ontmoet hier in die bergvesting Sion, hier by Hebron. Ander kan maar sê wat hulle wil. God het 'n uiting vir u gegee hier. Hy het jou Sion gemeente genoem. Weet jy wat se belangstelling het die Here in u? Om u daardie naam te gee, my geestelike volk. My volk. En as God sê my volk, dan beteken dit, hy is ons God. Ek dink nie dat dit nodig gehad om dit by die tuis te bring vanaand. Eintlik vanoggend al, maar die Here het ander planne gehad. Geliefdes, kan ek iets sê? Ek roem nie in myself nie. Maar ek weier. As die Here sê doen iets, om te doen wat mense sê ek moet doen. Al sê die regering ons kap môre jou kop af, sou let dit weer, gaan hemel toe. As ek gedoen het wat God wil gehad het ek moes doen.
Johannes 10 vers 10 sê die dief kom om te steel en te slag. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed. En Dawid het dit geweet. Hy het geweet hy gaan sy lewe al by die voete van Jesus. Kan u vir my een plek sê waar die Here jou al ooit in die steek gelaat het? Wys my een plek. Mense sal jou in die steek laat. Mense bly weg uit die kerk uit vir 'n rede, dan sê hulle, die kerk het my seer gemaak. Nee. Hier is 'n gebou. Ek het al van 'n gebou afgeval. Maar dit het my nog steeds in die gebou wat my seer gemaak het. Nee. My pa het al die jare in die boubedryf gewerk, my broer. Dit is 'n lekker groot hande. Hy vat een van daai groot, kies wat ek dit nou noem, hulle noem dit 'n mambara steen. So 'n groot grys steen. Wat as jy met die een aan gooi om 3 voet hoog. Het jy dit al gesien? Hulle was ingeoefen. Ek weet nie of dit momentum was en of dit maar net die manier was wat hom gegooi het, of dit maar my pa se krag was nie. Hy's 'n lang man. Hy's 80 jaar oud nou. Sy gedagte is nie meer daar nie. Gaan nie goed met hom nie. Maar ek kan een ding sê. Hy's geoefen in dit wat hy geoefen is. Ja. Op sy ouderdom sal hy nog steeds 'n baksteen vat. En sy gaan gooi verder as wat 'n paar jong man om kan gooi. En ek het hom al geoefen daarin. Hy gaan die volgende dag dalk nie dieselfde lyk nie. Ouderdom van my ouma jou. Maar ek kan vir jou een ding sê. Wanneer jy geoefen is en dit wat jy geoefen is, dan sal jy daarby bly. Waarom sê die Bybel? Oefen die seun volgens die uit van sy weg, en selfs as hy oud is, sal hy daarvan nie afkom. Waarom is dit belangrik om by die voete van die Here te wees? Waarom is dit belangrik om die kinders te bring by die voete van die Here te kom plaas? Want selfs as hulle oud is, sal hulle daarvan nie afkom. Ek het tussen die banke gekry wanneer my maale en die susters betuur besig was. Karretjie gespeel, nie karretjies gehad nie. Met wat ook al 'n karretjie gewou gewees het. As dit 'n pense doppie was, as hy 'n karretjie kon neem. Ek ry nou nie meer karretjies in die kerk nie. Maar ek kan ook nie stil sit ek nog steeds tussen die bank doen nie. As jy my vir 'n oomblik net stil sit in die bank slaap, ek my vrou voer my pietsweetjies. Ek is geroep vir hierdie bergfeeste. Ek is geroep om Here te word. Ek is geroep om sy stem te deel. Halleluja. Weet jy wat is die geroep? Om deel te wees van die lelies. Amen. Halleluja. En teenkant in te bied in die dag van ons leven, om Gods naam groot te maak, om sy geestelike volk Sion te wees. Amen. Dis geen snaaksheid dat jy vanaand hier is. Die Here het jou geroep om vir hom 'n volk te wees, dat hy vir jou God kan wees. Vat dit van hom, want ek kan nie sekerlik die waarheid sê. Dit is soos wat dit is. Stem jy saam met my? Amen. Halleluja. Dawid was 'n man na Gods hart. Hy was nie 'n man sonder probleme nie. Hy het so 'n moord gepleeg dat sy hande van die bloed gedrup het en hy die tempel kon bou nie. Maar weet jy, God het hom nie geroep om die tempel te bou nie. Hy het hom geroep om die koning te wees. Daar in die stad Sion uit, om te doen wat hy moet doen. Ek wil nie sê wat het die Here my mee geroep. 'n Paar aande voordat ek die voltydse bediening bereik, vra ek die Here, wat is die boodskap wat ek vir die volk moet oordra? Eers is die Here stil. So dit altyd is, want weet jy dit nou nog nie? So voel ek, praat die Here maar met my. Maar ek wil die woorde van die Here hoor. Dan gaan ek vanaand vir u oordra wat die Here vir my sê. En aand maak die Here my wakker. Rol van die bed af van die Here praat met my.
En die Here sê, gaan sê vir my volk, ek is 'n onuitputbare bron. Vanaand is my eenvoudige boodskap, en my boodskap vir die kerk, in die dienstydperk wat ek het om vir die Here te werk, om vir almal te gaan sê, dink jy God kan ophou? Dink jy daar's 'n einde aan ons God? Hy's 'n onuitputbare bron. Daar's altyd genoeg vir almal. Daar's altyd 'n mate vir elkeen. En weet jy wat die ergste van alles? Dis net ons wat ophou dink, daar is nie genoeg. Saam met dit lê ek en ek gaan slaan die Bybel oop. Die woord van die Here praat met my daardie aand in my ou studeerkamertjie. Ek het so in 'n 1,5 slaapkamer woonstel gebly op die stadium, ek en die ander Here gesê, jy koop nie huis nie. Later sou ek verstaan dat het ek huis gekoop in Johannesburg, want alles was daar, dit was 'n plek om 'n beautiful huis te koop. Sê die Here, jy koop nie huis nie. Sou ek huis dan gekoop, ja, net ek teruggegaan, dat ek daar kan bly. Ek vir die bediening al 'n paar keer gesê, baie bediening. En ek het daar met my aas gaan bly. Huis met sulke saaikets en broodbome. In 'n singel, daar in Bergron, Johannesburg. Maar my vrou sê baie keer, dink net, ek het so koffiekroeg gedagte gehad. Nie 'n kroeg, koffiekroeg. Waar allerhande koffie so beskikbaar is, as jy daar inloop. Ek is baie lief vir 'n koppie koffie en 'n stuk brood, hoor. Jy kan my onder wip vang daarmee. Koffie en 'n stuk brood. Wie soos ek? Ek hoor 'n paar manne. Jy weet nie soos ek nie. Ek het vir 'n paar brode daar beleef. Ek spot dit. Ek sal begin pak by die Here. Maar hoor nou, 'n kind van die Here. Dit sê jy sal teruggaan. Ek jou nie geroep om terug te trek. Sê vir my volk, ek is 'n onblusbare vuur. Die woord van die Here sê dit wat ek lees in my studeerkamer. Ek sê, Here, onuitputbare bron, onuitblusbare vuur. Hoe sit ek hierdie twee by mekaar? Die Here sê, ek vat wat ek wil vat. En ek gee vir wie ek wil gee. En luister mooi. Daar's genoeg vir elkeen. Hy is so vuur, dat hy in een oomblik al jou probleme kan wegbrand. Hy is so 'n bron, dat hy in een oomblik alles kan voorsien, wat jy nog ooit nodig het. Onuitputbaar. Dis nie net vat. En die volk van Israel geleer. En hy het vir hulle gesê, luister, al staan nie, ek leer my kinders so. So by mense kom en daar staan so 'n bak sweets. Nie hande vol gryp nie, man. Volgende keer kom jy daar staan die bak sweets nie meer daar. Vat enetjie, iemand vir jou die wolf. En dan sê, man, ek het daar neergesit vir die kinders. Vat enetjie, eet hom. Nou, vat jy nog enetjie, eet hom. Moenie jouself vergryp nie. Daar's 'n bak sweets by die huis en hulle loop verby hom. Leef op by die sweets vir die familie. God wil hê jy moet genoeg staan. Daaglikse brood wat genoeg is. En dan sal jy jou volgende dag ook sien. En jou volgende dag ook sien. En die dag daarna ook sien. En die dag wat kom nog sien. En kom daar nog 'n mondjie by, is daar nog 'n broodjie. Ek het daai ding gehoor in die kerk, toe dink ek, hierdie mense hoor goed wat ek nie hoor nie. Want die rand en sent strek net so ver. My ma het altyd 'n ekstra bord kos op die tafel gesê, ons doen dit as 'n reël in die huis ook. Daar was altyd iemand onder wat hom aanklop as die pot in die kook is. En dan eet ons lekker sap. As jy bereid is om te eet wat ek eet chillies. Warm. Nie altyd nie, hou van 'n stew ook.
Maar as jy kom aanklop, dan hou heel moontlik vir jou 'n stukkie brood. Want so is my God, 'n onuitputbare bron, voorsien in al die benodigdhede. Hy vereis 'n ontmoeting met sy volk Sion, sy geestelike volk. Ja, dis U op die berg Hebron. Amen. Het God vir jou 'n plek hê. God seën sy woord aan die middag.